Môre, dis Maandag die 29ste Junie en ek bid dat jy vandag God se hand duidelik in jou lewe sal raak sien. Vandag lees ons uit Genesis 37 vanaf vers 29 tot 33. En die titel van ons oordeenking is Die valse bloed op die ware kleed. Ek wil jou vandag iets vra. Het jy al gevoel asof alles waarvoor jy gehoop het skielik uitmekaar geval het? Dat jou drome in 'n oomblik weggevat is? Dat dit gevoel het asof alle hoop verlore is? Dis presies hoe Jakob daardie dag gevoel het. Maar daar was iets wat hy nie geweet het nie. Terwyl hy gedink het alles is verby, was God reeds besig om die volgende hoofstuk van sy verhaal te skryf. Josef is deur sy broers verkoop en is op pad Egipte toe. En toe Reuben by die put terugkom, was Josef weg. En hy skeur sy klere en hardloop na sy broers. Nou in die Bybel was die skeur van jou klere 'n teken van diep hartseer. 'n Hartseer waarvoor woorde eenvoudig nie genoeg was nie. Reuben roep dit uit: Die seun is weg en ek, waar moet ek nou heen? Daardie vraag sê alles. Reuben wou Josef red, maar hy wou dit doen sonder om sy broers te konfronteer. Sy plan was eenvoudig: los Josef eers in die put, kom haal hom dan later. Red die broer, maar vermy die konflik. En dit het nie gewerk nie. En nou staan hy met niks. Geen plan, geen antwoord, net skuld. Waar moet ek heen? Dis die vraag van iemand wat vasgevang is in die skuld. Hy kan nie na sy pa toe gaan nie. Hy kan ook dit nie terugdraai nie. Hy weet eenvoudig nie watter kant toe nie. En die ander broers maak toe 'n plan. Hulle slag 'n bok. Hulle doop Josef se kleed in die bloed. En hulle stuur dit na hulle pa toe met die woorde: Kyk tog of dit u seun se kleed is. Let mooi, hulle sê nooit Josef is dood nie. Nee, hulle laat Jakob self daardie gevolgtrekking maak. Hy moet self glo sy seun is deur 'n wilde dier verskeur. Dis 'n wreedheid wat nog dieper sny. Maar hierdie was nie sommer net enige kleed nie. Dit was die kleed wat Jakob vir Josef gegee het. 'n Teken van guns, 'n teken van bestemming. Ja, selfs 'n heenwyse na sy koninklike roeping. En nou vat sy broers daardie selfde kleed, die simbool van God se belofte, en gebruik dit om te laat lyk asof daardie belofte vernietig is. Maar dan sien ons iets besonders. Dink terug aan Genesis 27. Jakob het 'n bokkie gebruik. Hy het sy broers se klere aangetrek en hy het sy pa bedrieg. 'n Bok, 'n kleed, 'n vader wat bedrieg word. En nou jare later is daar weer 'n bok, weer 'n kleed, weer 'n vader wat bedrieg word. Maar hierdie keer is Jakob nie die bedrieger nie. Hy is die een wat bedrieg. Maar sien jy vir Jesus in hierdie verhaal? Die broers het 'n bok geslag en die bloed het 'n storie vertel. Dit het gesê Josef is dood, maar dit was 'n leuen. En eeue later sou God weer bloed gee wat 'n storie vertel. Nie die bloed van 'n bok nie, maar die bloed van sy eie seun Jesus Christus. En toe Jesus aan die kruis gesterf het, het dit ook gelyk of alles verlore was. Net soos dit gelyk het toe Josef in die put was. Maar dit was nie die einde van die storie nie. Dit was die begin van God se grootste oorwinning. En daardie bloed praat vandag nog. Maar dit praat nie van jou skuld nie. Dit praat nie van jou veroordelinge nie. Dit sê, jy is vergewe en jy is vrygespreek. Die valse bloed het 'n seun van sy pa geskei, maar die ware bloed van Jesus bring ons terug na ons Vader toe. Kom ons bid saam. Here onse God, ons erken vandag dat ons ook al verkeerde paaie geloop het. Here, ons het gelieg, mense seer gemaak en dinge gedoen wat ons van U af weggeneem het. Maar dankie dat U ons nie aan onsself oorgelaat het nie. Dankie dat U U eie seun gestuur het. Dankie dat Jesus se bloed vir ons vergifnis, genade en nuwe lewe bring. Here, help ons om elke dag te leef in die vryheid wat Jesus vir ons aan die kruis gekoop het. Dat ons nie langer vasgevang sal wees in sonde en leuns nie, maar as mense sal leef wat deur U genade vrygemaak is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet.
En jy het 'n keuse vandag. Jy kan vashou aan die leuns, die bedrog en alles wat jou van God af weghou. Of jy kan kies om by die kruis te kom staan, by die ware bloed van Jesus waar vergifnis spreek, genade wag en die Vader jou met oop arms ontvang. Die valse bloed het skeiding gebring, maar die ware bloed van Jesus bring herstel. Dit bring vergifnis en dit bring lewe. Mag jy vandag die stem van Jesus hoor. Ek hoop jy het 'n geseënde maandag.